You want me to help, Rose? No, thank you. No, thank you. What do you want me to do? What about yourself? What about yourself? I'll do this one, so gonna do that. You drive! What about yourself? Go drive! Good to my soul, mountain and high, valley low, I'm gonna see wherever I go. So all my life, all I know, God's been good to my soul, mountain and high, valley low, I'm gonna see wherever I go. God is for me, He's not against me. I will hold to the plans He has for me. When I'm broken, He will fix me. I will call on the name of the Lord. All my life, all I know, God's been good to my soul. Mountain high, valley low, I will sing wherever I go. He's my one song in my sorrow. He's my hope and my strength for tomorrow. When the storms rise all around me, I will call on the name of the Lord. Here we go. All I want, all I know, God's been good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna see wherever I go. All my life, all I know, God's been good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna see wherever I go. Kayla, jy het nou vir ons uit asem gedans hierso. Ek is seker party van julle het 'n passie of twee uitgehaal agter daai besemdal. Dame, ek wil vir jou sê baie welkom by Bronkhorstspruit se unieke en uitsonderlike vroue geleentheid se aanbieding. Hierdie inperking het gedink, dit gaan ons Vrouedag vier in Kortwiek. Maar hy het nie geweet wat se tipe vrouens bly hier in Bronkhorstspruit nie. So mag jy vandag lekker saam met ons kuier. Soos julle kon sien, was ek eintlik op pad Ketel toe, want watter vrou kan nou kuier sonder iets om te drink? So for all our English ladies as well, what a pleasure in welcoming you with us today. So please get to your kettle, get something warm to drink, because as we know, women cannot visit if there is not something to drink and if it's not around a kitchen table. So today I'm going to visit with you, we're going to chat, we had a dance already, so we're going to have a wonderful time together. En natuurlijk, soos wat die thema sê, worry a bietjie oor yourself. Ja, julle het reg geraai. En moenie dink ek het gesien, daar is 'n paar van julle wat nie hulle oë gerol het nie. En daar is 'n paar wat diep gesig het en net so in die verbygang gesê het, ag, dis 'n goeie gedagte. Maar julle gaan vanmôre besef hoe belangrik dit is om 'n bietjie oor jouself te worry. En soos ek gesê het, watter vrou kan nou kuier as dit nie om 'n kombuistafel is nie. So, be welcome and enjoy this special day together. Nou, een van my gunsteling programme op TV is die joernaalprogram Kwela. En die vorige aanbieder, Connie de Villiers, hy het altyd gesê, maak 'n verskil. Nou, Hannes, wat hom opgevolg het, het daardie 3 woorde behou, maar toe las hy ietsie by. So hy sê, maak 'n verskil, maar maak ook tyd vir jouself. And you know, those words of this program on TV called Kwela, when the presenter continues, and just before he actually ends the program, he says, make time for yourself.
And I thought to myself, how many people are actually hearing those words? En vir jou as 'n vrou, wanneer jy die woorde hoor, maak tyd vir jouself. Worry 'n bietjie oor jouself. Sit bietjie daai dagboek en die 110 taakies wat jy elke dag by moet uitkom, om dit eenkant te sit. Ongelukkig dink ek, die meeste dames dink dat om tyd vir jouself te maak en om oor jouself te worry, jy dink is selfsugtig. En dit maak skuldgevoelens by ons wakker. En dit sê al klaar vir my, daar is geen idee wat jy as 'n dame het, as jy so dink, oor wat die waarde daarvan is, wanneer jy aan jouself dink, en 'n bietjie oor jouself worry. Because I know, another word that defines our women species is that we think busy is the best word to define us. I don't think you'll get a woman that is not busy. So when you are asked to buy out time for yourself, the people are standing back. The women, they say, no, there's no time for that. Do you know what is the immeasurable value of buying out time for yourself? Ek wil hê jy moet 'n bietjie daaroor dink. Vandag gaan ons sommer op sulke ligte wyses en met verskillende bydraes uit dames van die gemeentes in ons dorp wat gewoonlik by die reëling van ons Vrouedag betrokke is. Hulle gaan jou vandag bedien, maar sommer op lekker ontspanne wyses. Ek wil hierdie woorde eers vir jou los en ek wil vir jou vandag vra, glo jy dat om tyd vir jouself te maak bylas tot die kwaliteit van die verskil wat jy maak, of dit by jou huis is, of dit by jou werk is. Want om tyd vir jouself te maak, vra nie as jy 'n professionele vrou, of is jy 'n huisbly mamma nie. Tyd gaan oor jou, vir wie jy as 'n vrou is. Nou sit ek hier, en ons het nie eers iets om almal saam te eet nie. So ek dink dis tyd dat ons na die volgende kombuis toe aanbeweeg, en Theresa gaan gou vir julle help om iets lekker soets aan mekaar te slaan vir jou koffie. Ek is Theresa en ek is van Eden Gemeente en ons is Eden Gemeente wil graag hierdie stukkie met julle deel vir ons Vrouedag. Aangesien ons hierdie Vrouedag nie regtig kan deel soos ons elke jaar doen en met mekaar sit en kuier rondom 'n teetafel en lekker kikkel en gesels nie, is hierdie die ideale geleentheid. Ek het vir julle die naam let wel neergeskryf en die naam is Lucullus. As julle nog nooit van gehoor het nie, as julle nou sien wat dit is, gaan julle besef dat ergens in julle lewe julle tog al eendag so ietsie raak gelukkig geëet het en nou kan julle naam daaraan koppel. So, ek het vir julle die bestaan almal lekker neergeskryf. So ons het lekker botter nodig. Ek is juist besig hier om dit stadig te smelt oor die oond. Ek gaan nou sommer hierdie laaste bietjie net bysit. Ons volgende bestanddeel gaan dan wees 3 eiers. Altyd die geheime bestanddeel van enige resep dink ek. Mens kan niks doen sonder eiers nie. Kakao vir die ouens wat lekker van koffie en donker sjokolade hou, is dit altyd 'n treat. Lekker versiersuiker, beste ding in jou kas om altyd te hê, want dit is lekker soet. En dan Mariebeskuitjies. Hulle is dan nie meer heel in rond nie, maar as jy 'n gebrekte pakkie Mariebeskuitjies het, is dit die ideale resep vir jou om gou te maak. En dit is 'n resepie wat nie regtig moeilik is nie. Al die bestanddele is in jou kas en in jou huis, so regtig baie maklik. Kom ons kyk, ons margarine is lekker gesmelt nou. En so wat ons nou gaan doen, ons gaan hierdie eiers stadig intrekken, vir nie voor die tyd te klits of so nie. Net so stadig lekker intrekken. Jy kan die hitte 'n bietjie aanlos, ek het nou die hitte 'n bietjie aangelos. En dan gaan ons hierdie kakao ook lekker inroer. Die kakao gaan nou lekker smelt binne in hierdie mengsel. Dis nog so 'n laaste bietjie versiersuiker. So bysit.
gaan nou die maar die muskatjies ook hierby roer. En ja, dit raak nie regtig spesifieke grootte te wees nie. Soos wat mense om roer breek hy ook, en as jy so nou in die bak gaan indruk, dan gaan hy ook mooi breek. So, en hoe langer die kakao meng so 'n bietjie staan, kan jy sien die versiersuiker smelt lekker in. Gaan so alles in slag insit. So die koekies met 'n dink ek aan hoe ons as vrouens eintlik deur God gevorm word. En baie keer is dit om 'n koekie te breek nie altyd die lekkerste ding om te wees nie, maar soms is dit 'n goeie manier om deur goed wat ons dink God breek ons daardeur. Is dit eintlik 'n proses wat God gebruik om ons weer heel te maak en heeltemal iets nuuts in ons lewens te kom doen. En ons ervaar dit altyd aan die begin so, en as ek hierdie maar die beskikkies so sien, dan wonder ek of dit nie dalk ook deel van die boodskap is op hierdie Vrouedag, om ten midde van die baie seer wat ons baie keer in ons lewe het, tog vir God die geleentheid te gee, sodat hy ons soos 'n Marie beskikkie kan breek. En dan iets nuuts toe uit te vorm. Dan gaan hulle lekker met afkoel. Hy gaan seker so ten minste 'n uur of 2 in die vrieskas moet staan. En daar is ons toekoms dan nou. Vars uit die yskas. Nou water my mond verseker, en ek weet ek is nie die enigste een nie. So dames, ek hoop van julle gaan hierdie resepie uitprobeer vandag. Nou in ons voorbereiding vir hierdie program van ons spesiale Vrouedag aanbieding, het ons ook vir mekaar gevra, hoe het ons dames dit gemaak tydens Grendeltyd? En het ons sommer net gewonder, wat het hulle laat koop? Het hulle iets aangepak wat hulle inspireer het? Iets gedoen wat motiverend was? Met ander woorde net by goed uitgekom wat hulle altyd uitgestel het. En ons het sommer so 2 of 3 dames gevra met ons te deel oor dit wat hulle gedurende hierdie tyd gedoen het, wat hulle gevoel het hulle gehelp koop. So deur die program van die dag gaan jy van daardie getuienisse kry, maar ons gaan nou luister na van hierdie dames wat dit met ons gaan deel. Ek is Wilma van Eden Gemeente. Ek wil nog altyd baie graag my eie Bybelstudie War Room effek gehad het, en met die Grendeltyd was dit die ideale geleentheid, aangesien ek voltyds werk, was dit nou die ideale geleentheid om 'n bietjie tyd te spandeer en my talente te beoefen. Ek wou baie graag my woorde, my liefdestaal is woorde, so lees en skryf en teken, verf, is baie belangrik vir amper geestelike terapie. So, ek het toe nou vir my stoel gaan soek, nie van die kleur gehou nie, so ek het hom bietjie ge-chop paint, 'n bietjie verander, bietjie stenselwerkies opgesit met woorde waarvan ek hou. En my boekrakkie oorgedoen en al my favourite boeke in die boekrak gesit. En ek verf ook graag woord. En dit is vir my baie bemoedigend om te weet ek het nou my eie tyd om met die Here te spandeer, my eie spasie waar papa en Boeta weet, hulle pla nie vir mamma nie. Hallo, ek is Tronay en ek is 'n lidmaat in Eden Gemeente. En ja, en tydens die Grendeltydperk het ek dit regtig op my hart gevoel om te trek, en ek het regtig gevoel die Here sit dit op my hart om 'n nuwe seisoen in te beweeg en om klaar te maak met die seisoen wat ek besig mee is en om hom te soek in 'n ander seisoen. En ek was baie deur mekaar want wie wil tydens 'n lockdown trek? En ek het regtig die Here se aangesig gesoek daarin en gevra, my Here, ek verstaan nie waarna toe en hoekom en waarom en hoe en ek weet nie. En ek het allemaal die woord gesoek en ek het gesoek en ek het gevra, my Here, help my.
En ek het gelees daar waar dit van 'n oomie vra en sê het saam met haar op bed en vir sê maar help my en bid saam met my en vertrou saam met my dat ek slegs in sy veld ingaan en wie se oë ek genade mag vind. En dit was regtig my gebed vir die Here om te vra, Here, maar stuur my na 'n plek toe, waar ek mag gaan in die een in wie se oë ek genade mag vind. As dit regtig U wil is wat op my hart neergeplaas word om te trek, stuur my na 'n plek toe, na 'n huisvesting toe, na herberg toe in die een wie se oë ek genade mag vind. En soos dit die wil van die Here was, is dit regtig wat gebeur het. Die Here het my 'n deur oopgemaak. Soos ek nie eers bonatuurlik het hy vir my 'n plekjie gevind. In waar ek nie eers kan verstaan nie, waar ek het nie, hoe ek nie eers kan begryp nie, die Here vir my 'n plekjie gevind. Werklik in mense wie se oë ek soveel genade gevind het. Daar ek het, was ek in 'n groot gesin waar ek gebly het en hulle was so lief vir my en hulle het so mooi na my gekyk en ek was so lief vir hulle. Maar om tyd by die Here uit te gekom het, was net elke dag 'n bietjie van ek moes spesifiek moeite maak. So het ek ook genade gevind in die oë van die Here van toe ek nou hier ingetrek het hy dit my so maklik gemaak. Ek stap in my woonstel en ek word net gekonfronteer met die presence van die Here. Ek hoef nie in te gaan en myself af te sonder ergens om die Here te soek nie, want hy is net altyd daar. En ek weet die Here sê, om moet hom soek met die wete dat hy nooit ver van enige van ons af is nie. Maar hy het gekom en vir my kom wys dat dit werklik is soos wat sy woord sê. Want ek loop hier in en hy is hier. Ek voel soos Henog wat met God gewandel het, of in die tyd van Jakob en Abraham, want hy is heeltyd hier. Ek voel soos nog nooit van tevore nie. Ek voel soos Adam en Eva wat in die laatmiddagwindjie gewandel het met God en ek weet ons is hier by Eden, maar ek voel of ek my klein stukkie tuin van Eden het en ek voel of ek regtig wandel met die Here. En ja, dit is wat die Grendels tydperk vir my gedoen het. Hallo almal. Vandag wys ek vir julle hoe om met 'n leë melkkarton 'n oulike houer te maak wat jy kan gebruik veeldoelig. Om te begin gaan ons eers die bokant van die houer afsny. Soos ek gesê het, hierdie is baie maklik, so almal in die gesin kan sommer deelneem aan dit. Ek gaan die karton skoonmaak met lacquer thinners. Dan gaan jy wag vir 30 tot 40 minute voordat jy kan aangaan. En nou gaan ek die eerste laagie verf opsit. Ek roer my verf gewoonlik. Jy kan met enigiets roer wat jy wil. En ek gebruik vandag Granny B se verf. Nadat ek gewag het vir 20 minute, gaan ek my tweede laag verf opsit. Nadat die verf droog is, gaan ons begin om hierdie te versier. Ons gaan 'n stensel daarvoor gebruik. Ek gaan ook nog steeds Granny B se verf gebruik. Ek gaan weer roer, dat jou verf goed gemeng is. Ek sit dit sommer in die doppie. Jy kan 'n ronde verfkwas gebruik, as jy nie 'n plat een het vir stensels nie. Ek gaan hierdie plat enetjie gebruik. Ek gaan my stensel plaas. Nog 'n manier om jou melkkarton te versier as hy nou droog is en klaar geverf is om 'n strook hessian te vat. Jy plaas dit aan die binnekant.
En jy druk dit vas met jou kramdrukker. Hierdie is nou hoe my eindproduk lyk. Soos julle kan sien is hierdie die houer met die stensel wat klaar is en dan ook 'n houer met die randjie om. Jy kan jou houers gebruik vir enigiets waarvoor jy wil. Hoe vrek oulik is dit nou nie? Dankie Renay, en ek hoop elkeen van julle gaan hierdie illustrasie wat sy nou met ons gedeel het oor hoe om 'n oulike planthouertjie aan mekaar te slaan, dat jy dit gaan doen. En ek wil sommer iets vir jou los. Maak vir jou een, en dan maak jy vir nog 'n ander dame een. Om 2 redes. Ek weet jy gaan haar verras en haar dag opkikker met 'n persentjie wat geen rede het nie as dis net vir jou. En tweedens, wanneer dit in jou kombuis staan en jy daardie planthouer raak sien, dan gaan jy aan hierdie vrou dink. En dan hoop ek, jy bid vir haar, jy maak kontak met haar, en wanneer ons nou weer lekker kan kuier, dan loer jy by haar in. Want dit is wat elkeen van ons nodig het. En weet jy wat gaan hierdie plant, wat jy in daai planthouertjie plant, vir jou simboliseer? 'n nuwe seisoen. Elke seisoen wissel. En dan kom iets nuuts. Mag dit vir jou ook so 'n boodskap wees uit hierdie planthouertjie uit. En natuurlik was Wilma se war room wat sy ingerig het vir my so spesiaal. So miskien het dit van julle getrigger en julle dink dis iets wat jy gaan aanpak. Doen dit. Daar is nog tyd voordat die inperking verby is en jy dalk weer gaan sê ek het nie tyd nie. En Tornay, wat 'n spesiale woord wat jy met ons gedeel het. En ek hoop, dames, dat julle kon aflei dat om deel te wees van 'n geestelike familie, dit gee 'n mens moed, dit tel jou op en dit maak net weer nuwe kwaliteite rondom sekere dissiplines, so stilte tyd in jou wakker. En dis waarby ek wil aangaan nou. Ons het net nou afgesluit toe ons nou ietsie lekkers gaan kry het om te eet, so ek hoop daai blokkies wat Teresa gemaak het, gaan vinnig in iemand se kombuis ook gestalte kry. Maar dit is dat, onthou om tyd vir jouself te maak, sit kwaliteit in by jou om 'n verskil te maak, omdat jou gees, siel en liggaam verkoop word, en dat jy moed het om dinge aan te pak. Maar dalk vra jy nou vir my, maar hoe moet ek dit doen? Hoe en waar werk 'n mens in om dit te doen? En ek dink partykeer dink ons moet groot goed aanpak om 'n verskil te maak enerzijds, anderzijds om bietjie oor myself te worry en om te dink ek moet vir my tyd maak. Maar kom ons begin by iets eenvoudigs soos wanneer laas het jy gelag dat die trane oor jou wange rol? Dit is ons van die lekkerste belewennisse om te hê, is daai tipe lag. Gun jouself, dit kan jy dit nog doen, sommer net laat gaan en lag uit jou hart uit. Wat van 'n arbei melkskommel drink? As jy nou vir my sê, jy het dit ten minste 'n jaar laas gedoen, dis te lank terug, en dit sê, jy het nie tyd gemaak vir jouself, om saam met 'n vriendin, of saam met jou kinders, weer net 'n arbei melkskommel te kan drink. Daai oomblik wat jy uitkoop, doen iets vir jou gemoed, wat baie keer nie deur ander dinge gevul kan word, of jy net 'n oomblik het om asem te skep eers nie. Want natuurlik, ek agterkom baie dames van nou, en wat vir hulle lekker is sommer net om baie keer te sit en deur hulle fotoalbums te blaai. Of wanneer laas het jy 'n tydjie gevat om deur 'n tydskrif te blaai. En weer eens, ek wil hê jy moet jou reaksie toets as ek oor hierdie dinge praat. Voel jy wil afskakel? Voel jy wil soos nou net 'n goeie idee, dalk vir my teruggooi? Dan wil ek vir jou vra, hoekom? Hoekom is dit vir jou moeilik om oor jouself te worry? Om 'n oomblik vir jouself te gee, waarin jy tyd aan jouself afstaan. Weet jy dat dit is een van die grootste dinge, en vir my, in my eie persoonlike perspektief,
is wanneer ek tyd vir iemand afstaan, staan jy eintlik alles aan daai persoon af. En jy gee ook respek vir daai persoon, want my tyd en alles wat ek kon gedoen het, gee ek vir jou. Hoeveel te meer as jy dit nie vir jouself doen? Dan sê ek, Sonja, ek gee vir jou tyd. Ek respekteer jou gees, jou siel en jou liggaam, want ek en u het 'n verantwoordelikheid teenoor God om na hierdie liggaam te kyk. En as jy gedink het, ek gaan dit net alles uit my duim uitsuig, wil ek nou vir julle hierdie fantastiese teksvers lees. In Markus 6, vers 31 tot 32. En ek het gewonder wie van julle al hierdie vers raak gelees het. En dis 'n geleentheid toe die disippels terugkom by Jesus. Hy het hulle pas uitgestuur op 'n sending, so hulle was moeg, hulle was uitgeput, daar was die hele tyd mense om hulle. En hoor wat sê hy vir hulle? Hulle kom terug, opgewonde, want hulle wil deel met wat hulle alles ervaar het en die wonderwerke wat gebeur het. Hoor hoe antwoord Jesus hulle? Omdat daar voortdurend talle mense gekom en gegaan het, sodat hulle selfs nie eers kans gekry het om te eet nie. Dit klink vir my redelik besig en opgeneem deur ander mense. Hulle het eers tyd gekry om te eet nie, sê Jesus. Het Jesus toe vir hulle gesê, kom julle nou self een kant toe, na 'n stil plek en skep 'n bietjie asem. Hoe mooi is dit? Wat 'n fantastiese raad en advies gee Jesus hier vir sy disippels, nadat hulle moeg was. Kom een kant, na 'n stil plek, en skep 'n bietjie asem. En hulle het toe verskuif na 'n stil plek vertrek, waar hulle alleen kon wees. Ek wil jou vanmôre aanmoedig, ek het sommer 'n paar ligte gedagtes vir jou genoem, om tyd aan jouself te gee. Maar weet jy wat, daai passie, daai stoppertjie, wat jy al vir 'n hele ruk al een kan hou, miskien is dit tyd, om dit weer nader te trek. Ek wil jou los met hierdie gedagte, een van die beste maniere, en ek wil ook sê, dis waar jy begin, en dis waar jy leer, om tyd vir jouself te gee, is om tyd saam met Jesus te spandeer. Soveel keer begin ons oggende net so vinnig, en daar's nie tyd om 'n oomblik by hom te sit nie, en ek hoor dit baie, my kop kry nie gefokus nie, ek kry nie my kop afgeskakel nie, of dan hoor ek die kinders is besig in die huis, of ek hoor my man sukkel met die mikrogolf. En baie keer voel ons moet oral wees. Weet jy, om daai paar oomblikke te vat, en stil te sit by Jesus, vir 'n oomblik jou oë toe te maak, te fokus, dat jou gedagtes stil word, en jy vat dan die woord, en jy lees, en 'n gedeelte wat vir jou uitspring, wat jou hart raak, maak toe jou oë, en mediteer vir 'n oomblik, op daardie gedagte, daardie skrifgedeelte wat jy gelees het. En wanneer jy dit begin bid, weet jy wat, vir 'n oomblik sny jy uit, en jy fokus op dit waarmee jy besig is. En hoor vir my vandag, of dit 10 minute is, en of dit 30 minute is, om tyd uit te koop vir jouself, saam met Jesus, dit bring 'n verkwikking wat met niks anders kan vergelyk nie. En wanneer jy daai dissipline in jou lewe weer reg gekry het, if I can put it in English this time, if you get the discipline to spend time with Jesus, to make quality time, to have it with Him, I can assure you this morning, you will want to make time for yourself, even in something that is social, and that is a leisure way of just spending time with yourself. Ek wil vir jou bid. Here, dankie dat terwyl ons sommer so om die kombuistafel kan sit, dalk sit iemand anders sommer op haar stoep, of dalk is dit net lekker om kruisbeen op die bed te kan sit. Here, kom gee U vanmôre vir ons hierdie boodskap.
worry 'n bietjie oor jouself. Thank you, Lord, that when you are thinking of us, you also knew we would have, and it would be necessary to have time for ourselves. En dankie Here dat ons vanmôre dit nie teenoor onsself kan uitmaak. Om tyd vir myself te maak, gee kwaliteit in die verskil wat ek aan mense wil maak, omdat ek verkoop is in my gees, in my siel en in my liggaam. Dankie Here dat U ons elke dag daaraan sal herinner en dat ons in hierdie tyd meer as ooit van tevore tyd sal maak vir onsself. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nog so 'n bietjie saam kuier en ek weet dat julle gaan dit geniet om nou te luister na ons ander dames se bydraes wat nog vir jou wag. En so dankie dat jy ingeskakel het by hierdie jaar 2020 se Vrouedag viering. As ek die tydskrifte sou glo, beteken vrou wees dat ek 99% van die tyd met 'n glimlag op my gesig, perfek gestileerde hare, mooi en duur klere en hoë hakke moet rondloop. Dat my lewe alles is wat ek van droom en dat ek presies weet waarheen ek op pad is die toekoms in. Maar ek is goed vertroud met die mengelmoes van emosies, vreugde, hartseer, nuuskierigheid, opwinding, angs, vrees, hoop, moedeloosheid. 'n Good hair day vind dalk eenmaal per week plaas. My klere is eerder prakties as prentjie mooi en ek kon nog nooit hoë hakke baas raak nie. Ek wonder dikwels of ek besig is met die regte dinge en of dit wat ek doen betekenisvol is en die paadjie die toekoms in is dikwels onduidelik en onseker. As ek God sou glo, beteken vrou wees egter iets verrassend anders. Ek is geskep na die beeld van God self. Ek is genoeg. Ek kan my roeping op velerlei maniere uitleef, met waagmoed, dapperheid, deernis en wysheid. Ek hoef nie 'n front van volmaaktheid voor te hou nie. Die seer van die wêreld, hoe oorweldigend ook al, het nie die oorhand oor die een wat liefde en genade beliggaam het nie. Ek kan met vrymoedigheid my drome nastreef. Ek mag na myself omsien. Ek het keuses en ek is veilig in die hande van die Skepper.
Dag sê julle, sjoe ja, COVID-19 is so baie oor en oor bespreek en daar heers so groot vrees by party, dat toe Tannie Nelie gevra het wat die tyd vir my as vrou beteken het ek amper nie geweet waar ek moet begin nie. Ek is 'n vrou van 'n boer en ma van 3. My oudste dogter is 16, my seun 14 en my jongste 12. So dis 'n mengelmoes van tiener emosies, tienerdrome en hartsake. Omdat ons op die platteland werk en woon, was ons ervaring en die invloed van COVID nie so erg, soos wat ons hoor van ons vriende in die dorpe en die stede nie. Ons lewe het min of meer normaal aangegaan. Vir my was die grootste verandering of nuwigheid die baie tyd op hande. Met 3 sportiewe en aktiewe tieners, wat was ons voor COVID lewe baie besig. Dit was netbal en rugby en hokkie en landsdiens en nog vele hoërskoolaktiwiteite. Marlies is graad 10, Johan graad 8 en Marietjie graad 6. Nou is die kinders by die huis en ons het soveel tyd. Vader is so goed vir ons. Na die daaglikse tuiskool en huistakies voltooi is, het ons tyd gehad om elke aand in die sitkamer saam te kuier en te gesels. Ons kon saam boeke vat, want daar was tyd. Ons kon speletjies speel so stomstreke, hangman en Monopoly, want daar was tyd. Ons is baie lief vir lees en het elke aand 'n hoofstuk in 'n vervolgverhaal gelees. Kinders kon nie wag om te hoor wat volgende gaan gebeur nie. Ek is bly vir COVID, want ons het nader aan mekaar gekom. Ons het mekaar weer leer ken. Ja, daar was baie konfrontasies, maar daardeur het ons ook baie gegroei, hoe dan nou anders? Voorwaar is alles nuut, opwindend nuut. Dis vir my 'n lekkerte, die uitsien na môre. Ek bid dat jy by die video kyk aangesteek sal word in die opwinding. Ek weet baie mense het swaar nou, maar daar is hoop. Ons hoop, beskaam nie. Dankie Vader daarvoor. May the Lord bless you and keep you. May He smile on you and be gracious to you. May He look your way and give you peace. May God give you the desire of your heart and make all plans succeed. May God be gracious to you and bless you and make His face shine upon you. May you experience the love of Christ. Though it is so great, you will never fully understand it. And may you be filled with the fullness of life and power that comes from God. May Christ make His home in your heart through faith. May your love abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. May you be strengthened with all power according to God's glorious might. May you be filled with joy. May the Master pour on the love so that it fills your life and splashes over on everyone around you. May the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every